Wag, moenie net verbyskrul nie. Wat hierdie pa gedoen het met sy dogtertjie, gaan jou hart breek. Na die Eerste Wêreldoorlog het daar 'n groot krisis in Europa ontstaan, veral onder weeskinders. Baie kinders het hulle ouers verloor en kon nie vir hulle sorg nie. In reaksie daarop het Amerika geld en hulp gestuur om weeshuise te ondersteun. En in hierdie tyd het 'n man saam met sy klein dogtertjie by een van hierdie weeshuise ingestap. Hy het met swaar hart vir die vrou by die ontvangs gesê, "Ek wil graag hê, julle moet asseblief vir my dogtertjie sorg." Die vrou kyk na hom en vra, "Is u die biologiese pa van hierdie kind?" En hy antwoord, "Ja, ek is haar pa." Sy sê toe sag, "Meneer, volgens ons reëls kan ons net kinders aanneem wat nie meer ouers het nie. Ons kan nie kinders neem wat nog 'n pa of 'n ma het nie. Ons het nie plek nie." En die man se oë gevul met trane antwoord toe met 'n gebroke stem en sê, "Mevrou, ek was 'n soldaat in die oorlog wat gevange geneem was. Ek is nou oud en na die oorlog het ek nie werk of 'n manier om vir my dogtertjie te sorg nie. As sy by my bly, sal sy dit nie oorleef nie. Ek het nie 'n dak vir haar nie, ek het ook nie kos op die tafel vir haar nie. Ek is bitter lief vir haar, maar ek kan nie vir haar sorg nie. Asseblief help my kind." Die vrou kyk na die man met groot medelee, maar antwoord stadig, "Ons hande is gebind, meneer. Ons kan ongelukkig niks doen nie." En daar kom toe stilte in hierdie kamer. Toe vra die man sag, "So wat jy eintlik vir my sê is, as ek dood was, sou jy haar kon vat. Dan sou sy 'n huis hê, sy kon kos hê en sy sou versorg word." En die vrou antwoord eerlik met hartseer in haar stem, "Ja, meneer." En sy gee vir hom, sy skud net haar kop. En die man kyk toe af na sy dogtertjie. Hy tel haar stadig op, hou haar styf vas en soen haar op haar voorkop. Trane rol oor sy gesig. Hy neem haar handjie en hy plaas dit in die vrou se hand en sê, "Dan reël ek dit so." Hy draai om en stap uit. 2 ure later het die nuus gekom dat die man sy eie lewe geneem het. Hierdie storie wys die hartseer van 'n vader wat alles sou gee om sy kind 'n kans te gee om te lewe. Waarom vertel ek vir jou hierdie? Yeshua het die woorde van Abba Vader gesê. Yeshua het gesê, "Abba, as ek sterf, sal hy leef, sal sy leef." En Abba Vader het gesê, "Ja, my seun." Toe vat Yeshua ons hand en sit dit in Abba Vader se hand, sodat ek en jy kan lewe, en doen dit toe so. Die vraag is, Yeshua het vir ons gesterf. Sal jy vir hom leef? As hierdie boodskap jou hart geraak het, deel dit met iemand wat vandag hoop nodig het, en kies vandag om weer jou oë op Yeshua te rig in sy liefde en in sy liefde te wandel. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.